ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 404. Ek is professor Ranus Reslinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige my boeke wat ek geskryf het. Ek wil weer sê, vasgevang in die anti-kris sisteem is 'n moed in elke Afrikaanse huishouding. Ek het goed 28 jaar terug gelede geskryf in daai boek, wat vandag tot waarheid kom. Ek het 'n stelling gemaak deur te sê in daai boek, dat ons selfone sal die instrument wees, waardeur die bankwese sal funksioneer. 'n Bank gaan 'n klein gebouetjie wees met 'n tafel of twee en 'n paar dames wat daar sit, wat die rekenaars inligting vir jou kan gee as jy sukkel. Maar alles sal deur jou selfoon werk. Met jou QR scanning simbool, wat nou al meer en meer prominent word, veral in die bankwese, is dit wat ek geskryf het in daai boek, vasgevang in die anti-kris sisteem, so kopbeenboek, is 'n moed. Sou jy belangstel of 'n vraag hê of iets om te deel kortliks, kontak my by my WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is wat u na die reeks gaan kyk of luister, gaan na deel 1 begin reg voor u reeds 'n magdom inligting gemis. Uiters noodsaaklik dat u inteken op die YouTube kanaal, sodat u die verskillende kennisgewings kan ontvang van al die studies waarmee ons besig is, as ook die TikTok boodskappe. Stuur die kontak vir u vriende en kennisses, dit is lewensveranderend, skryfblok en pen in 'n 33 Bybel is 'n moed. Of as jy die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version bymekaar het, is 'n moed. Kom ons bid saam. Wonderbaar, raadsman, sterke Elohim, vredevors, lelie van die dale en blinkende ster. Ons kom vanmôre en ons sê, Jafashua, u wat u lewe vir ons kom vrywillig neerlê het. Vir ons vir 'n gawe van bonatuurlike lewe bewerkstellig het, sodat ons nie eers sal ewig lewe wanneer ons sterf nie, maar dat ons nou al in die lewe waarin ons funksioneer, lewensautoriteit het, want die woord sê, ons regeer nou reeds as konings, seuns en priesters van u op hierdie aarde. Seën vanoggend se woord in ons midde, Vader, en breek die manne van die lewe in ons teenwoordigheid ook, dat ons kan versadig met die brood en met die waters van die ewige lewe. Seën vanmôre elke broer en suster, elke een wie bruid is en elke Jaffis, Vader. Ons bid vir nuwe bruid, ons bid vir nuwe bruid. Gebruik ons as instrumente in die dag dan, om u werk te doen. Ons bid u salwing in die krag in hierdie studie vanmôre, in die mooiste naam, die naam bo elke ander naam, die naam Jafashua, en elke Jaffis sê halleluja, halleluja, baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ekskuus tog, mag vanoggend se studie vir u 'n groot seën wees en 'n wonderlike geleentheid net so saam. Dit is altyd heerlik net om so saam te wees. As ek dink by die onderdompelingsdiens Saterdag, verlede Saterdag, waar van ons ander pastore saamgekom het, en hulle gaardes en van die mense ook, nie net die pastoor nie, Broer Wynand hulle ook, en van die ander, en net so saam gekuier het, Suster Elise hulle, en ek dink aan van al die ander, net gekom het, die stel, en net so kom kuier het, net kom
bietjie deel met mekaar. Hoe bevoorreg is ons om sulke mense te ken? Mense soos u. U wie omgee vir die koninkrykswerk van Jaffa, wat hierdie bediening finansiëel ook help dra. Aan Jaffa al die eer. Ek wil dit net sê, sonder u kan ons dit nie maak nie. Maar met Jaffa aan ons kant is ons meer as oorwinnaars. En so, in die legkaart van die koninkryk van Jaffa, pas elkeen van ons op 'n ander plek. Jaffa is die hoof van die liggaam, ons pas in hom, halleluja. Ons is besig met die boek van Spreuke, hoofstuk 21, ons is besig om klaar te maak. Daar is ook so 'n paar versietjies oor. Kan nie glo nie as ons alweer klaar met Spreuke 21. Maar my begeerte vanmôre is nie om deur die woord te jaag nie, maar dat Jaffa die manna opbreek vir ons in klein stukkies, dat ons dit kan absorbeer. Besef u hoe groot is hierdie woord? Dat ons al oor 400 segmente van die boek Spreuke gedeel het, en ons is nou eers by hoofstuk 21, of ons maak nou basies met hoofstuk 21 klaar. Hoe groot is Jaffa? Om ons elke dag te voed met die manna en die waters van die lewe. Ek waardeer u elke een wie deel van die bruid van Jaffa universeel is. Prys hom, prys hom. Hy sê in Spreuke 21:28, 'n leenagtige getuie. Ek sê hakies, iemand met 'n agenda. Kom om in sy of haar leuns. Hulle kom, want hulle het agenda. Hulle kom met leuns. Maar 'n man wat goed toeluister, onderrig word, spreek vir altyd. So hierso, en ek wil net hierso sê, omdat hy 'n getuie van die waarheid het en daarvolgens leef. Hy en sy, Jafiste. So hierso in een versie in 2 lyntjies, word hier van die ongoddelikes gepraat en van die bruid wat opgeweeg word. Koning Salomo het dit nie geweet in sy tyd nie. Maar Jaffa inspireer hom om in daai tyd te skryf, sodat ons in 2026 die bonatuurlike krag van die woord van Jaffa ons Elohim kan verstaan. Dit wat veronderstel was om bo die sfeer van die gewone mens te wees. In Engels sê, upon the capabilities of a human. Maar ek kom breek dit op in klein stukkies, dat ek dit self kan verstaan. 'n leenagtige getuie, dit's 'n ou wat lieg, het 'n agenda. Kom om in sy of haar leuns. Hulle kom nooit met die waarheid nie. Hoekom? Hulle het 'n leenagtige getuie. Hulle het 'n lewe wat getuig van lieg. En saam met dit gaan kwaad praat en vuurstokery en leuns vertel en vure aansteek. Hoekom? Want dis die getuienis van iemand wat lieg. Ek wil nie sê 'n leenagtige getuie nie, 'n ou wat en 'n vrou wat lieg. Nou wat ek altyd sê, die woord sê, daai klein stuurtjie daar agter aan daai boot, daai radar, hy stuur daai groot olieboot net waar hy wil hê. En so ook ons tonge. Maar vanmôre praat hy van 'n leenagtige getuie. Een wat sy lewens bestaan om te lieg. Leuns te vertel. 'n leenagtige lewe te lewe.
maar 'n man wat goed toe luister. En ek wil ook sê, nie net 'n man nie, maar ook 'n vrou. Om toe te luister is om geonderrig te word. Toe te luister. Spreek vir altyd. Hoekom? Want ek en u het 'n getuienis van die waarheid van die lewe. Wat kom uit ons uit? Die getuienis van die ewige lewe. Wanneer ons monde oopmaak, dan borrel die lewende woord uit ons binneste uit. Behalwe dat ons mense wil onderrig in die woord, neig ons geselskap na die, wat is jou God se naam? Gesprekke. Weet u hoekom? Want dis waaruit ek reaksie kry. Ek vrou kan sê, wat jou God se naam? En hy en a en o en. Dan sit hulle jare in die kerke. En hulle aanbid hulle pastore. Maar hulle ken nie eers hulle God se naam nie. Nou ja, ek kan ook nie roem daarin nie. Maar ek neig nie na wat agter is nie. Ek strek na wat voor is. Ek dank Vader Jahwe vir die geleenthede wat ons gekry het om sy name te leer ken. En dat ons, al het dit tyd gevat, ons geneig het na die Ruach HaKodesh stem, wat geklop het, totdat ons oopgemaak het, en hom ingenooi het. En dan sê die woord, ons ken ten dele, ons profeteer ten dele, maar ons het eendag ten volle ken, omdat ons hom ten volle sal ken. Hy kom en hy sê, maar 'n man wat goed toeluister, en 'n vrou wat toeluister, bereid is om geonderrig te word in die bo-natuurlike geopenbare woord. Spreek vir altyd. Die oomblik wanneer jy tot die kennis van die geopenbare woord kom, kan jy nie stil bly nie. Laat my dink aan Suster Elise by die onderdompelingsdiens Saterdag. Toe kom sy met 4 besoekers daaraan. Sy bly in 'n aftreeoord. Sy het al by sy profies van hier mense wat niks met my wil te doen kry nie. Maar sy stop en sy bring 3 ander besoekers saam met haar. Dis nie wie ons is nie. Dis wat ons vir die koninkryk wil doen. Kom aan. Hoe gebruik ons die geleenthede wat ons het om te getuig? Ek dink vinnig aan Broer Wynand se suster die stel. Hulle bly ook in 'n aftreeoord. Elke keer wat ons by hulle kom, dan vertel Broer Wynand hulle vir ons van die mense met wie hulle in die aftreeoord deel. Hierso en daarso en daar en by die eetsaal en hulle gebruik die situasie waarin hulle leef om dit as 'n geleentheid te sien om evangeliste te wees, om die evangelie te predik. En dan is daar ander wat groepe het. Ek dink aan pastoor Gerard, hy het 'n groep wat hy bedien op Facebook, pastoor Wim, wat 'n groep bedien op Facebook, hy en pastoor Winna. En so van die ander. Dis die vlak waar hulle funksioneer. Waar ek nie kan by uitkom nie. U is vanmôre in die posisie, as u goed toe luister, bereid is om die woord
in u lewe ook te laat funksioneer. Daar waar hy is, om te funksioneer. Ek dink aan broer Leon en suster Lizelle Groblaar, daar in wat is die plek, dan wil ek sê, in Kuruman, en nie eens Creole nie, dan nou op die plek kom. Hulle het 'n gastehuis ook, hulle is plaasboere, maar hulle het 'n gastehuis. En dis waar hulle weer Bybels en boeke saai. Hulle gebruik die plek om die evangelie uit te dra. En dis wat ek en jy moet doen. Ons het niks nodig om weg te steek nie. Inteendeel, ons wil al die tyd die getuienis van die bo-natuurlike waarheid aan 'n verlore wêreld bring. Kom ons kyk in die dag, daar waar ons is, daar waar ons gaan betrokke wees. Ieweste maak Jaffa vir iemand 'n deur oop om 'n saadjie te plant. Tot môreoggend as Vader wil. Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.